Oh Jesus, all that I desire, I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you and be known. Yes, Lord Jesus, we praise you this morning. We give you glory, praise and honor this morning, Lord, as we enter your gates with praise and thanksgiving. We thank you for being an holy God, 'n heilige God. Dis wie hy is. En Here, een oomblik in die glorie, een oomblik in die heerlikheid, die teenwoordigheid van Abba Vader, skuif alles in ons lewe. So thank you that we can enter your presence with praise and with worship. Sincere praise, sincere worship. En die motief van die gesindheid van ons hart vanoggend nie is, ek wil iets kry by u nie, ek wil net voor die voete neerval en net u kom aanbid vir wie u is. U is so waardig om aanbid te word. Al die eer, lofprysing en aanbidding sal altyd net aan u behoort. En so bid ek vanoggend, Vader, asseblief, soet Heilige Gees, Koning Jesus, come and have your way in this place. Werk met harte, werk met gedagtes, werk met mindsets, breek vestings, verkeerde vestings, ontbreek het vanoggend in die naam van Jesus. En my gebed is, Here, that love will saturate this place. Your love. Nie menslike plastic liefde nie, maar u liefde. Goddelike liefde. Prodigal son love. Onvoorwaardelike liefde, wat jy kan kom net soos jy is. Om te sê, Dad, ek staan nie voor u vandag. Is een perfect nee. Maar die gees wat in my woon is perfect. En ek streef daarna om soos Jesus te wees. Dankie dat vandag vir eens en vir altyd die weeskind mentaliteit, die weeskind mentality vandag sal breek in die plek in die naam van Jesus. Dat seuns en dogters sal instap in die plek om te weet wie is ek in Christus Jesus. Die woord sê van Sagaria 4 vers 6 dat nie die krag teen geweld nie, maar deur die gees van God. So we decree this morning, everything that happens this morning belongs to you, Lord. Please, Lord Jesus, I am only your vessel. No glory and honor belongs to any man. You deserve all the glory and praise. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n magtige hande klap vir die prys van die naam. Halleluja. Thank you, Jesus. Ja, Christen, ek wil net gehoorsaam wees, Boeta. Ek staan hier voor en is besig om die laaste liedjie te sing en Dad said when it's there's something so different this morning when you worship him. Ek dink hier wat is dit? En hy wys vir my net die woord gratitude. After yesterday what happened, he has birthed a new form of gratitude in your heart. And this transparent in your worship van ons hoor. En dankie vir jou gehoorsaamheid, dat ons kon hoor dat lewe, life is net so. Lewe is net so, ons is verby. Jy het nie die voorreg wat jy dink jy het om rond te loop met 'n dik bek en met onvergewensgesindheid in jou hart. Ek praat met jou vandag wat sukkel met kom oor jouself. Jy's besig om tyd te mors. Come on man, ons vir die Here loof en prys. Wie weet of die vandag my laaste dag op die aarde is nie. En dis hoekom ek 'n keuse gemaak het, nie deur my eie krag te geweld nie, maar deur sy liefde om te sê every day I will live as dit my laaste dag sal wees. Kom ons gee die Here lof vir hulle. Ja, yes, die mense, daai song I surrender, ek daai song, ja, die song hy sal uitbring. Daai song het soveel goed in my lewe geskuif. Like a rushing wind. Come and breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. As mense, ek weet nie of jy, as jy besig om te lofprys en te aanbid en te besef wat jy sing, jy sing nie vir iemand, jy sing nie vir net 'n gewone mens, jy sing tot hom, Yahweh, Abba Vader. En ja, ek wil vanoggend voordat ons oorkom na die woord toe, wil ek geleentheid skep vanoggend, ek wil net geleentheid gee. Want ek voel ek hierdie getuienis gee dat ek het vir jare lang, vir 'n paar maande lang was ek so en condemnation kom nie van God af nie, maar hy sê dat hy condemn omdat ek bang was vir geld, finansies. Want hy geld was 'n God gewees in my lewe.
my persoonlikheid, kon jy dadelik sien of ek baie geld gehad het of niks geld gehad het. Die einde van die maand is ek jou job. Kyk, dan is ek happy soos kan kom, want ek het pay gekry, en nou is ek on top of the world. Maar nou by die 10de, die 15de, dan is die aan. Dan is ek nou in 'n flat spin, weet, en dan begin ek sê ons altyd my naam is gewees word my leenventer. En ek het die woordjie leen het ek verstaan. Ek rol, hier so 10 grand, die 5 grand, 2 grand, whatever. Ek dink ek nou dat lewe is so reg, verstaan jy? Dis wat verblind was. En Jesus kom in Augustus 2000 en hy red my. Jesus save my. En ek sê, ek moes goed neersit op die altaar. Hy sê vir my, daar's goeders in jou lewe, soos dwelms, ek gaan mors, alkohol, maar goed. Hy sê, jy moet dit na my te bring. Ek kan dit vat, maar ek neem my gee. Om sit op die altaar, ek gee dit vol. En die laaste ding wat ek moes neersit was finansies, geld. En wat toe gebeur is, in 'n kort rukkie, toe begin ek so zealous raak vir die Here en die dinge van die Here, dat sien wat gebeur toe in die liggaam van Jesus, net wel nie in die hele liggaam van Jesus nie, maar in party kerke, waar, jy weet, ek het laasweek 'n uitlating gemaak om te sê, wees asseblief versigtig, dat jy nie klink soos jou pastoor of jou dominee, klink soos Jesus jou gemaak het. Do not be conformed to the things of this world, but be imitators of each other, but be imitators of Christ as the word of God. En ek sien toe wat gebeur is, en ek sien, joh, maar iets is nie reg nie, dit word so met my gees. Mense wat mense manipuleer, mense wat kom vir jou sê, weet jy, as jy geld gee, gaan dit en dit en dit gebeur in die lewe. En verlang het ek, seker vir 'n paar maande, in ons fellowship, het ek nie gepraat oor finansies nie. En eendag, ek het my net gelos. Ek het boksies, daar was 'n boksie daar agter gewees, en kom ek by dit, want hy is kies, ons wil graag iets saai in die gemeente, waar ons dit doen. Dan sê ek nie, die boksies daar agter, los het. En eendag stap daar 'n baie persoon wat regtig finansiëel geseënd is, 'n besigheidsman aan my, en hy sê, Boeta, ek moet vir jou 'n vraag vra. Hoekom, luister mooi, hoekom weerhou jy my van my blessing? Ek sê vir my brother, excuse, wat het ek gedoen? Hy sê, why? Hoekom weerhou jy my van my blessing? Hy sê, want as ek gee ek nie vir jou of die kerk nie, ek gee vir God. Amen. En onthou net gou iets, jy weerhou mense dat hulle gebless kan word. Julle en dit daar skuif die ding, en ek sê, Here, kom help u my. En dis hoekom jy sal sien in ons gemeente, ons is nie ouens wat kom in 10 minute of 20 minute praat oor finansies nie, maar ons gee geleentheid vir mense, soos wat jy voel, as you are prompted, om vorentoe te kom en te kom saai om God se koninkryk. En die belangrikste ding wat ek geleer het, is dat by saad kom, en dit wat jy saai, as jy wil saai, want die Heilige Gees sê jy oortuig om te saai, is, dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor die hart. Amen. En ek weet, hier waar ek sal vandag, het ek baie saad. Nie net finansiële saad nie, maar ek baie saad in die koninkryk is saad. Dis miskien nie altyd net finansiëel nie, maar ek weet, daar is areas van, hoe kan ek pompoen, plant jy pompoen of saai? En lees het ook, plant jy pompoen, maar jy weet nie, plant jy wees. Kom my help nou die tyd, hoor. Maar as jy nie pompoenpitte plant, kom daar mee uit. Nee. Nou kry jy mense, luister jy jou reg, ek sê vandag, as jy dink, jy kan maar net aangaan met jou goeie werk en goed, en dan gaan dinge met jou gebeur. Ek sê vandag vir jou, as jy finansiëel, die Here vertrou vir iets finansiëel, moet daar finansiële saad wees. Dis hoe dit werk. En God soek jou finansies, hy soek jou gehoorsaamheid. So even if you don't feel anybody comes to the front tonight to sow into his kingdom, fine, dis jou saak om teenoor God. En dis hoekom ek laasweek so opgegaan het oor die gelykvormigheid van mense, want ek gaan dit vandag hier van die kansel af sê. 'n Springbok teen Bosbol. Dis dan nie weggeraak om, kyk daar so 'n springbok. Teen, hy het my 'n dag vertel van 'n Springbok rugby speler wat uitgenooi was deur 'n ander Springbok rugby speler om te gaan na 'n groot gemeente toe. Dit ja. En die ou het gisterand gespeel vir die Bokke. En die ou se verstaan was bietjie ateïs, so hy niks met God uit te waai nie. Niks, hy wil niks om uit te waai nie. En hierdie ander Springbokspeler kom en sê, kom saam met my Sondag kerk toe. En hulle gaan kerk toe en hy wil nie daar wees nie. Maar hy sit dan, raai wat gebeur toe hy instap, die eerste 30, 40 minute van die sermon, raai wat praat hy prediker daarvoor, net finansies. Hy praat net oor finansies, en daai man staan op en hy loop uit, en hy sê, weet jy wat julle gesê het? Dis hoef ek niks uit te waal in die kerk nie, en dis omgekraak, dis ook nie geld, dis besigheid. That's not the heart of the Father.
Dis nie die hart van die Vader nie. So mense, ek is net gehoorsaam vanoggend. As dit op jou hart is vanoggend, om vorentoe te kom te staan, 100%. Ons sê nou met ons onderwerp en vir die vorentoe kom. Vader, baie dankie dat ons vanoggend gelei word deur die Heilige Gees. Nie deur my emosies nie omdat ek voel ek is onder dwang nie, maar ek kom vanoggend, is dit op my hart om vorentoe te kom en om hierdie saad te saai in die koninkryk. Ek wil bid dat hierdie saad wat gesaai word vanoggend, 7voudig sal opskiet in die mense se lewens. Because they're not sowing to a person, they're sowing to you. They're sowing into the kingdom of God, om die koninkryk van God uit te brei. Ek sê vir so baie dankie Vader vir ons op vanoggend se teenwoordigheid. Seën hierdie mense, gees, siel en liggaam. En selfs die mense wat hier sit vandag, ongeag wat die situasie is, dis 'n intieme saak. Dis 'n persoonlike verhouding met U. Wat nie nou is miskien opstaan nie, seën hulle, jy ken hulle omstandighede. Dit gaan nie oor goed en reg en verkeerd nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid waar ek opstaan en voel ek moet vandag dit gee of miskien môre dit gee, maar gelei deur die Heilige Gees. Ek loof en ek prys en bid U vir 'n awesome diens wat nou gaan plaasvind. Ons gee vir al die eer voor in Jesus naam en ons almal stem saam en sê amen. Amen. Right, halleluja. Daar sê. Goed mense, ja. Ek moet net die laaste ding ook getuig. Daai woorde van daai liedjie Asserwende. Het julle gehoor hoe daai ego, I'm desperate for you. I'm desperate for you. Is jy desperaat vir God as dit sleg gaan? Is jy desperaat vir God as jy deurbraak nodig het in jou lewe? Of is jy desperaat vir elke oomblik van die dag? Dis my verhouding met Vader. Dis my verhouding met Vader. Ek is nie perfek, maar ek weet nie, I'm desperate for every single day. Sê dis ek in 'n dag. Ek het nie Jesus net nodig op 'n Sondag of by 'n biduur nie, aan hierdie every single day. Maar jy sien dan, ek het hom nie nodig vir wat ek kan kry nie. Ek het hom nodig soos 'n pa. Ek het hom nodig vir guidance, vir 'n woord van wysheid, vir 'n woord van kennis, vir 'n prophetic whatever it mag wees. Thank you Jesus. My goed daar, julle net agter Edmund daar agter is 'n pragtige plek. My goed en sussie, vanoggend terwyl ons worship, né, as julle getroud. Nog nie, hulle staan gepraat getroud. Ek het die boek was baie baie. Dit is special hierdie man. Ek speel dit. Geen question. Net Josie, sê julle so wat. Okay. Met toe afwees vir die sê, ja, ek staan hier agter ons besig te worship en ek loop so en ek sien hulle mekaar vashou. Die Here wys my, hy wys my in die gees. Eers is 'n spierwit, hy is my identiteit hier. Hy wys my spierwit blind wat hy kom en bind julle. He's bonding you together, maar wat die mooiste is, hy bring 'n satijn rooi, blind, wat in die middel van daai blind, kom as so dun en rooi blind, en hy bind julle op styf in mekaar, ek sien julle so een word. Pray about it, and also go to reveal to you. Okay, maybe there's something in the fellowship that can come and share this with you afterwards. En ek spreek dit oor in Jesus naam. Ek sê dit vandag vir die vlees van die Here. Julle moet so groot gewees het, hoor. Jy moet gehoorsaam wees. Asseblief, hoor, ernstig. Daar's baie keer dingetjies wat ons doen en dan ons goed is eintlik is nie, daar's nie tyd nie. As jy geroep is mekaar en jy voel is mekaar en praat op by na die tyd. Jy weet, en ek bedoel, ek sê nie jy het of jy het nie. Maar ek het al mense getrou, wat nie gedink het gaan trou die dag nie. Na self getrou en nie ons. Toe is van papierwerk later. Amen! Ek kom sê covenant keeping God. Gee julle lof op hom. Ek sê ja, so as ek volgende thema kan gee vir ons se boodskap wees, onthou wie se kind jy is. Onthou wie se kind jy is. En ek het so die klere daar in die klere gemeente. Waar is jou ma? Waar is jou pa? Sonder die tanden. Onthou wie se kind jy is. 'n man, middelklas man in Amerika besluit, weet jy wat, ek het 'n korttermyn doelwit en ek het 'n langtermyn doel. Hy het besluit, weet jy wat, 'n korttermyn gaan wees, dit en dit en dit, maar oor 5 jaar, dis my langtermyn, gaan ek my hele gesin vat, dis die woord. Jong en hy spaar en dit is taf, hè? Taf. Maar hy spaar en hy spaar en hy spaar, kom op die plek, dat hy voor 5 jaar kan hy op die plek kom, en hy sê vir sy genoeg, ek het veel gesin, ek het veel massive, goeie nuus. Ons gaan volgende maand, gaan ons vir 'n week lang op Disney World. Gaan toe Disney World toe, om daaraan, maar toe papa die eerste keer moet sit en lunch koop, toe draak ek soos kyk te styf.
You don't understand shaking Kate's stuff. You don't understand it. It's upset like this. She's full of upsetness. En hierdie man is wat? Want nou ewe skielik, hy het gebudget vir $150, nou is dit $700. Nou weet ek nie van julle was in die States gewees, maar ek ken mense wat in Disney World was, hulle sê dis verskriklik. Die Amerikaners sê dis verskriklik. Dis wat ek gehoor. En hierdie perd, swanger wange, hier sit hy, kyk dit styf, hy is nie lekker nie, en sy vrou sê, maar wat is dit? Hy sê, maar hoekom is jy goed so dier? Dis die eerste dag, eerste lunch. Sy sê, nee, maar wat gaan met jou? Hoe gaan ons die rest van die week maak as jy so attitude? Hy sê, ok, nee, ek sal probeer. Mense, hy spoil daai hele trip. Op die laaste dag, wil ek lekker inkom. Stop die sekuriteit en sê, meneer, excuse toch. Die CEO van Disney World wil graag jou familie vra om gaan deur te kom na die executive lounge toe. Hy wil graag jou ontmoet. En hy sê, die is great, en die vang aan my en sy inkies, en hy stap daarin, kom in die plek, hier staan die met die dik soet, groet om en alles, en hy sê vir hom, so, I'm so sorry, I never knew who you were. En die ou sê vir hom, hoor die so, my naam is aan my bijvoorbeeld Koos. Hy sê vir hom, nee, ek hoor wat jy sê, maar die ding hier so is, ons het ons huiswerk gaan doen, en meneer, ek weet nie of jy het besef nie, maar jou oupa was Walt Disney gewees. Hy kom in die bloedlyn, somewhere along the line, en hy is jou oupa. En skielik verander alles in hierdie papa se hart. Jy sien, hy die hele week geleef, jy sê dit my getref. Asseblief, moenie nou onsensitief wees nie, want die is van ons wat hier sit met hierdie attitude. Hy het die hele week geleef soos 'n bedelaar, terwyl hy eintlik aan die stigter behoort het. Dink jy daaraan in jou eie lewe? So easily we are ensnared and enslaved by the things of this world. Dink nie gou-gou 'n bietjie. Ek sê dit met baie respek. Dis klink awesome en dit klink lekker om hier agter die kansel te staan en mense te vertel, April 2011, daar die Here my die besigheidswêreld uit. En nou is ek voltyds geroep in bediening. Dit klink genuine lekker en ek beloof jou, ek sal niks verhou vir dit, want ek lewe my droom. Ek sal niks verhou vir wat ek nou doen. Want ek glo ek is in God se wil vir my lewe. Ek het vryheid, ek het liberty, daar's accountability in my lewe, ek het die regte gesag, maar ek loop in die pad. Maar aan die ander kant is as ek my oë net van hom afval en ek begin kyk om my en ek sien wat mense om my doen en wat so hoogtes hulle bereik in die besigheidswêreld of in areas in hulle lewe, dan sit waar die plek waar jy sit en my baie keer 'n bakslag gee. En sy sê, maar weet jy wat, hoekom maak jy nou gou 'n plan nie? Vra net gou vir daai chom of vir daai mense wat jy ken, kan ek nie gou net 'n sales job kry vir 'n halwe dag nie. Kan ek nie gou iets doen om net dit of dat te doen nie. Want jy verstaan, en elke liewe keer wat daai gedagte opkom, is dit nie ek wat dit kanselleer nie. Die Heilige Gees kom en sê, dis wat ek jou voorgeroep het. I have called you to live by faith. Ek het jou geroep om geloof te lewe. Luister nou baie mooi vir my, jy is besigheidsman wat hier so sit. Hoe hardloop jy jou besigheid elke môre? Moenie vir my sê, al het jy 100 miljoen in jou rekening, there must be a measure of faith. Daar moet geloof wees, wat jy het, om my besigheid te hardloop. You are sitting here as a middle class dad maybe, and your income is net, jy het net hierdie inkomste, en jy werk strictly volgens daai budget. Moenie vir my sê, jy het nie geloof nie. Geloof, jy moet geloof, ons almal moet geloof in ons lewe hê. En dis kom ek wil sê, ek wil nie kom om te sê vandag, hier wil ek staan of ouens wat in bediening staan, ons is nou die supernatural faith ouens en jy weet, touch mine en weet, ek is nou die eister nie. Nee! Elkeen van ons have a measure of faith. En weet jy wat moet gebeur met geloof? Presies. Hier sit 'n boeta hier voor my, ek gaan hom nie expose nie, wat 'n commitment gemaak het 'n ruk terug. Ek het terug om te sê, hy wil transformeer in sy liggaam. En hierdie ou, nou die dag sien ek sy foto's,
Toe ek voel toe sien, toe begin ek hier my hart om te breek en te huil. Maar weet jy wat, nou, ek het soveel dankbaarheid, en ek sê, Here is so dankbaar dat hy hierdie ou se commitment geander het, want jy moet sien dat die ou begin transformeer, dat hy goed lyk. Julle dink seker ek's koekoes. Maar ek love het as ek sien dit gaan goed met iemand anderste. Ek wil kom en hoor, wil nie weggaan nie, né? Jy moet as jy nou 80 is kunnen gaan. Maar ek wil hoor, ek weet jy wil kaap toe gaan. You want to go to the cab. Wil jy die tanden kry, dit is net half. Met die ek sê, asseblief. Die ek sê. Maar verstaan jy, jy begeert om miskien nou te sê in die kaap. En jy kom en jy sê met Boetel, kyk soos Hermene wat onder in Georges. Hermanus, Georges, daai wêreld, daar is al baie area daar. Hy is in die pragtige deel van hulle, en hoor is die so, hier is geniet. Gaan praat met Hermie vandag, en as ek vir jou sê, hoe dankbaar is hulle om in George te bly. Maar daar gaan een ding wat ek vir jou gaan sê. Jy gaan vir jou sê, ek mis my mense. Ek mis my geestelike familie. Ek gaan nie naam en lees, ek moet daar wat die sit. Hy en sy vrou sit hier so in die gemeente, wat gesê het, as het nie vir hierdie gemeente was, en omdat bousting myself op bousting in bedoel, dis net hy wat kan doen, gesê, hulle kan nie, hulle sal nie weggaan, want dis hulle familie. Dis nie net een kerk nie, dis een familie. Amen. En dit gee my hoop, because that's the book of Acts, they came daily together, and they broke the bread, they took the cup, en wat hulle gehad het onder gemeenskaplik verdeel, en dis nie altyd makkelijk om te kom en financieel te help, of dit in alle areas, maar ons is daar vir mekaar, ons is daar, ons luister, ons is oor, ons ondersteun mekaar. So mense, jy sien baie Christene leef soos in 'n plek van, ek dink nie, ek sê dit nie, maar my gedagtes is besoedel met wat? Ek klaarkous. Om bekommerd te wees. Do not worry about anything, says the word of God, but by prayer and supplication make your requests known unto God, says the word of God. Dis nie iets wat ek eens hoef te lees nie, dis iets wat ek moes mediteer en een maak in my lewe, want ek het gesukkel met vrees. So ek kan nie net kom en sê, ja, die woord sê dit, ek moes daai skripture om, ek moes hom mediteer in my lewe, want elke keer die sat op my sê, jy gaan dit nie maak nie, jy kan dit nie maak nie, kom my skripture op en sê, ook 2 Timoteus 1:7, God het my nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en van liefde en van 'n helder verstand. Satan, hoor jy dit? Dis hoe ek operate. Dis hoe ek operate. I quote the word of God. Ons kan nie kla nie, ons kan nie bekommerd wees, ons mag nie met vrees rondloop nie. Ons loop baie keer met 'n wiskundige mentaliteit, loop ons rond, omdat ons vergeet wie Abba Vader is. Wie is hy? Wie is hy? Ek is die groot ek is, sê hy. Hy moet alles wees in jou lewe. Hy moet, as jy dit nou moet ek sê, maar Vader, maar Jesus, maar die Heilige Gees. Die woord sê vir ons in Romeine 8 vers 15 tot 17, ek lees uit die Amplified, Romans 8 verse 15 to 17 out of the Amplified Bible, for you have not received a spirit of slavery, leading again to fear. Sien jy wat doen slavernij? Dit trek jou in vrees en dit sleep jou in vrees en anxiety. But you have received a spirit of adoption, as sons, as daughters, to the Spirit himself testified, die Heilige Gees homself, and he testifies that we are children of God. Kan ek jou vanoggend ophou skaam wees en jou hand op te steek, as jy 'n kind van God is. Ek is 'n kind van God. Amen. Ek is 'n kind van God. Niemand sal by my steel nie. Want dit is nie in my krag nie. Dis deur sy liefde en sy genade om te dink, Here, 'n gemors soos Morney Venter voor Augustus 2000, wat op pad was hel toe. Dit was my loon, wat Romeine 3:23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe wat Christus Jesus gee, is die ewige lewe. Amen. Dit was wat jou bestemming is. Maar weet jy wat, ek het nooit dwelms gedoen nie, ek het daar nooit gevloek nie, en ek was beskermd groot geword. All of us has sinned, and fallen short of the grace of God. Amen. Almal het gesondig. Weet jy hoe moeilik is, wat klein roertjie hier lê in mamma se arms. Daai dag toe hy gebore is, toe sy oogies oopmaak. Dit goed, hè?
Jy sê, dit is asof Lani nou geskik het. Dit was nie na die dag nie, dit was 'n babietjie. Maar daai dag toe daai hondjies gevul is met die asem. Weet ek het nog, ons kry 'n kind as hy gebore word, nie happy nie. Nie dat ek kort om ek soek om die suurstof. H2O is water. Ek kom met die water uit, maar nou, ek soek om die lug, ek soek suurstof. So nou kom, ek weet nie, daai dokter het my hart geslaan kom. Kijk maar, dokter, my gewerk. Ja, nee, ek is gezond, meneer, mevrou, ja, ek is gezond. Maar weet jy, daai babietjie, daai prachtige klein Noah, daai klein prinsessie, seekie, kind oor wat jy is, seekie, hy is op pad, thank you Jesus, daai mannetjie, as hy gebore word, Sarai, babietjie is op pad, daai dochtertjie wat op pad is, daai kind, as jy nie kyk, is het so perfect, het is so perfect, om te dink dat daai kind is in sonde gebore. Nou kom God se genade, en my grace, he carries him or her to a place, en one day, dis wat nou gebeur, verskrikkelijk nou gebeur, in die tyd wat ons nou is. Dispensasie van genade, dispensation of grace, want nou, kom het nou, ewe skielik, kindertjies, 5, 6, 7 jaar oud, ek wil gedoof word. Dan is iemand vir papa of mama, iemand as hulle kom, hulle vraag vir die doop, hulle wil sterf van myself, ek nie meer lewe nie, opstaan met Christus Jesus. Jammer, ek moet net eens die storie vertel. Het julle daai reel gesien aan een keer, dit was op Facebook gewees. Toe staan die klering tannie en haar dogter. Nou staan hulle langs mekaar en maak hulle oproep na iemand wat net 'n babietjie gehad het. Het julle dit gesien? Nou sê, nou bel die vrou wat nou die ander vrou bel by die babietjie gehad het. Haar ma staan nou langs haar, maar dis 'n tannie met kinders in haar kop en die tannie is gaan. Regte lekker kleringgemeenskap. Nou sê sy, mama, ek wil gou, mama moet sien. Cindy het 'n klein seentjie gehad. Sy sê, nou, ek het die kind sien. Nou kom die gesig, jemel toch. Maar dit is 'n vreemde gesig. Nou sê die tannie, nee, jemel, wat se kind is daai? En sy dog, die video is net op die kind se gesig. En sy sê, mama, hoe praat met my so? Sy sê, nee, daai kind is verskriklik eerlik. Ja, maar daai kind moet, ek gaan nie sê wat ek gesê het, maar sy gaan aan. En ewe skielik van die vrou ding, sy maak die picture groter, hier staan die babietjie in die ma se arms. Maar verstaan wat ek sê, né? Vir daai mamma van daai kind is daai kind perfek. Ek het nooit gehoor 'n mamma sê, ek het my kind lelik nie. My ma kan natuurlik nie sê, genoeg sê hoe mooi is ek nie. Amen. Jou skoonma sê ook, jy is die mooiste skoonseun. Jy gunsteling, né? So the Spirit himself testifies that we are children of God. Jy's 'n kind van God. Jy's 'n seun van God. Jy's 'n dogter van die Allerhoogste. And that we are children of God, and if we are children, then we are also heirs of God, and joint heirs with Christ. Hoor nou vir die ouens wat nie die Engels verstaan soos my pa nie, want my pa het hoërgraad Engels. Want julle het nie ontvang die gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming, adoption, aanneming. Die gees getuig saam met die gees dat ons kinders van God is, en as kinders, dan ook erfgename. So you also have inheritance. Die erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Jy sien, wanneer ons vergeet wie ons is, begin ons kla, soos iemand wat nie 'n vader het nie. Ons sing so pragtig. My pa is die koning van die heelal, ek weet. Jy ken ons bietjie, né? Dis 'n mooi song. Maar weet jy nou, Sias, weet ons, my pa is die koning. My pa is die koning. Nou loop daai ou met die lang neus van Britannia, the king. Maar daai ene met die lang neus, né? Wat sê dan Charles? Nie Charles Boss, nie Charles. Nou Charles, nou loop hy. Nou loop sy 2 perde agter hom. Dan dink almal, check hy authority, check hy koningskap. Dis niks vir my nie. As ek in Engeland kom, eerbiedig ek die wet en die orde van hulle wat dit doen, maar daai beteken niks vir my nie. Ek gaan nie moet kom en sê, hey Charlie Boy, en sê, as die braad kap op sy skouer nie. Ek gaan hom ander as ek hom ontmoet, en sê, hallo, Prince Charles, King Charles, great to meet you, en ek my handskrif, that's it. Hy sê vir my woord, om te dink dat die wêreld pas uit, en ek sê met respect, toe Tannie Diana dood is.
Toe die queen dood is, hy hulle vir 40 dae. Wat van ons koning? Loop jy en weet jy, jou pa is die koning van die hemel. Jy is royalty. Jy is duur gekoop, Jock. Jy is die appel van sy oog by jou daar. Jy sien net sommer hier jy nie. As jy jou identiteit verloor jy jou dankbaarheid. Dink daaraan. Gratitude. My man, Nathan stuur my gister die boodskap, nadat Christen in die storie was, by Silverstaan. Ek's buite, ek kyk aan video, maar iets laat my binne, en ek begin bitterlik te huil. Ek sê, Here, wat nou? Here sê vir my, dis my genade, because he was covered with prayer. En ek sien dadelik, Debbie, ek sien vir my, ek sien Christus se vrug, waar hy vir homself op bid, Here, gaan saam met my vandag. Jy bid net 'n plek van vrees nie, bid net 'n plek van oorwinning. Here, selfs dit vandag my dag is, I'm ready. Kan nie wag om te sien aangesig tot aangesig nie, maar Vader, ek wil sterk eindig. Ek sê vandag vir julle, dis een van my grootste hartsbegeertes. Kaptein Chris, ek wil sterk eindig. Weet jy hoeveel manne en vrouens van God val, hier op die einde, raak heeltemal afvallig. Here, asseblief, wees my genadig. Ek wil nie val nie. Israel het dieselfde fout gemaak, nie omdat God hulle verlaat het nie, maar omdat hulle vergeet het wie hy is. Nummer 14:2. All the Israelites murmured and complained. Toe het die hele vergadering teen Moses en Aaron gemurmureer. Het gekla, en kla is 'n teken van 'n geestelike geheueverlies, as ek dit so kan stel. Jy vergeet geestelik wie jou pa is. Toe hulle nie meer vir Moses kan sien nie, wat doen hulle? Presies, dankie, Thys, maar hier is die ding, hoor gou mooi. Weet julle dat in tribes, selfs kannibale, of selfs mense wat niks weet van Vader, Seun, Heilige Gees nie, ek praat nou baie jare terug, en jy kom by 'n groep mense, want weet jy wat dit ook gebeur, baie keer het Jesus al klaar daar gaan kuier. Hy het klaar 'n saadjie daar geplant. Daar was 'n afdruksel gewees van iets van die heerlikheid van God wat daar plaasgevind het. Maar kom ons sê, dis 'n plek waar nog nooit iets van Jesus gebeur het daar, wat nog nie 'n evangelis daar was of Silas gered nie. Nou kom mense met daai mense in aanraking, né? Weet jy wat kom hulle agter? Dat daar altyd 'n vorm van 'n God is wat hulle aanbid. Die mens is gecreëer om iets te aanbid. En weet jy, ek kan sê in Jesus naam, dat enigiemand hierso sit wat so 'n gees het, wat so ding, maar selfs 'n ateïs, as hulle net sê, ek's ateïs, ek glo niks nie. John, 'n ateïs glo homself. Ateïs glo homself, hy's reg. Ek is reg en al die ander is ateïs. 'n ateïs, he believes in himself. Because I believe what I believe and nobody will change my heart. So, ek's onleerbaar en praai, die ek is groter en dis kom ek maak my eie doktrine en dis 'n vorm ook van godsdiens. Verkeerde godsdiens. Jy sien, wanneer jou erfdeel onthou, verander alles. Wat is my en jou erfdeel? En ek wil net hierdie verniet ingooi vanoggend. Ons het al 'n paar keer oor gekuier, maar ons baie kinders van die Here, ek dink veral as jy dink aan, weet ek se 1973 model. Okay? Ja, die 73 model. Maar ek dink daai era en daai tyd van mense was so vasgevang in die ding. Ek sien nie almal nie, maar baie van hulle van ek gaan kerk toe en ek is daarom nou al van 'n diaken na ouderling toe. So kyk, ek gaan nou hoekere op as 'n Christen. So hulle het gekyk na daai, die tannie het gekyk hoe breed haar hoed is. Want hoe breed die hoed is en sy kan jou stamp met haar hoed, jy weet, dan sy nou amper meer authority. Julle lag, maar dit is so dit was. En dan die susters ingeloop met die rokke van Rosella, as ek reg kom. Rosella rokke. Kan onthou. En hoekom ek dit sê is, daai mense they tick most of the boxes. Maar as jy met baie van hulle gesit en praat vandag, is daar een ding wat hulle mee sukkel. Verhouding. Nie allemaal nie. Most of them battle with relationship. Why? Ek kan vir vertel,
Ek glo in God die Vader, die Seun van die hemel en aarde, ek weet dat Jesus Christus die, wat was al ons gedoen het, die geloofsbelijdenis, ons kon gedoen, ja, ons kon gedoen. Ons kan allerlei goeie sê, maar ek onthou toe ek hom afgeleid en my sertifikaat te kry, het ek kennis gehad, maar hy het nou intimasie met die Vader. Dis waar het gaan. Jy sien, toe daai man hoor wie sy oupa was, toe verander sy gesindheid en sy houding verander en sy perspektief het onmiddellik verander. Net so wanneer ons besef wie ons Vader is, verander my en jou geloofswandel, die manier ons loop. Our faith journey starts to change them. Maar die vraag wat ek my saak moet afvraag vanoggend is, watse gesindheid, with what attitude, met watse houding, met watse posture, conduct and behavior, met watse perspektief, dra ons na buite as ek sê ek is 'n kind van God. Wat sien die wêreld? Wat beleef hulle as hulle met ons praat en ons kommunikeer en interaksie het met ons en selfs, ek het nou gesê, net sien. Loop jy met 'n verslae gees? Jy dink jy lyk nie, jy dink jy lyk quite alright. Maar gaan kyk vir jouself in die spieël. Gaan kyk vir jouself in die spieël en sê ek vir die staan, ek kyk nie na my vleeslikheid, maar ek kyk, as ek na myself kyk in my oë, is daar iets van Jesus in my oë. Ek weet nie of daar een van die mammas was wat Vrydagoggend by die bid sessie was waar ek was nie, by die biduur was nie. Ek was by 'n biduur uitgenooi gewees om te gaan bedien. Ek het seker een van die grootste komplimente in my lewe gekry. Ek was plat, ek het gestaan en huil so baie. Dat die sussie toe ek uitstap, sê sy vir my, ekskuus môre, nee, ek wil net gehoorsaam wees vir jou, ek wil net vir jou ietsie sê. En dan kyk haar so en sy sê, dis omtrent die 3de of 4de keer wat jy hier by ons is. Sy sê, maar ek gaan dit vandag sê. Sy sê, there's something about your eyes. Daar's iets omtrent jou oë. En ek wil vir jou sê, dit wat ek sien in jou oë, is die heerlikheid van God. Amen. En ek loop nog toe ek sê, vir dit wat jy sien, is hy. Dis nie ek nie. Amen. Dis hy wat in my lewe. Amen. Sonder daai is ek niks nie. Sonder dat 'n mens dink, ag Here asseblief, laat die heerlikheid deur my oë skyn, laat my aangesig skyn. Jy weet, dis nie dit nie. Dis die Heilige Gees. Hy kom binne in jou. Weet jy wanneer werk hy met jou? Al wat jy moet doen is net bereid wees. Amen. Net bereid wees. Sussie sê gou vir my, die eerste keer toe jy die mic gevat het, jy begin sing, was dit vir jou maklik wees oor mense? Dit was glad nie maklik gewees nie. Today comes natural. Vandag kom dit natuurlijk. Want jy weet, jy is geroep vir dit, kom natuurlijk. En dis wat ek net probeer klein kry so. Wees eerlik met jouself. Draai jy 'n verslae gees? Is jy depressief? Is jy angstig? Is jy vrees? Is jy iemand die hele tyd wat sien, as hierdie 'n glas is, dan sien ek altyd 'n halwe bottel. Sien jy die halwe bottel? In 'n situasie. Of is jy iemand wat altyd 'n leë bottel sien? Ek sê beter as jy in Amerikaans dat ek en jy gaan chommas raak, is maar baie min. Ek het nie tyd vir sulke mense nie. Ek sal met jou bid en vir jou advies gee en ek sal vir jou scriptures gee, ons kan saam kuier, maar glo my, jy gaan nie my chom wees nie. Ek het nie tyd vir sulke mense. Ek het mense nodig wat sê ons is op pad. Amen. Ons is op pad. Amen. Ons is op pad om sy koninkryk uit te brei. Mense wat goed is vir my, ek wil goed wees vir ander mense. Ons is besig om sy koninkryk uit te brei. As jy iemand wat atmosfere verander met sy heerlikheid. Met sy heerlikheid. Maar hoe kom ek in die plek van sy heerlikheid? Weet jy, kom jy daarso? Jy spandeer tyd saam met hom. Daar's iets wat ek en Janie het, wat geen derde persoon kan inkom, geen man of vrou kan na inkom nie, wat ek en sy het nie. Because we are spending time together, we are best friends, we are best lovers, we are intimate. We know each other inside out, because God has made us one. Wees een met God. Moenie kom en net gaan gou deeltjies maak nie. Ek het so vinnig iets gelees, so ek kan nie onthou wanneer was dit oor die naweek ook van iemand wat 'n deal gemaak het. Somebody had made a deal with God. En jy moet pas op, jy maak nie 'n deal met 'n mens nie. Ek onthou dan leek in die pad na 'n groot rugby game. Jemmel, dan speel ons op skool, Great College, ons speel boys high of ons speel gimmies. Dit is groot. Jemmel, dan is dit Korlyk hierdie gestaan nie voor jou, dis ouens met groot name, nou gaan ons jol.
Alleen daai aand voor die tyd in die bad, van besig my bene te massage, en kry lekker diep het. Ek kan dink myself, Here asseblief, praat ook so mee, sê Here asseblief, ek wil nie môre tackle slip nie, ek wil môre die angs terug tackle. Here asseblief, as ek net 'n 3 kan druk, dan sal ek nooit weer dit en dit en dit. Dis wat die Here gepraat het. Julle lag. Wat dink jy jy het al gedoen nie? Ek sal. Here, as U dit vir my doen, dan sal ek dit doen. Ras daai dinge uitgevier by my ore uit. Ek doen dit nie meer. Al wat ek vra is Lord, you are perfect, wil jy perfekte weer. U perfekte weer in my sake. Getuig hierso. Ek het nou daaroor gepraat. Ek wil graag net so 'n stukkie net so bylaas by Vrydag ons vroue samekoms. Ons het 'n lekker kosome tyd gehad. Boet op Thys het so mooi woord gebring Vrydagoggend. Amen. Manne, wat daar was? En so, onthou jy, dit was powerful. So hy is nie net mooi nie, maar hy kan bedien ook. Hy het net 'n mooi snor nie. En Thys het so mooi bedien. Ja man, ek het 'n bietjie vroeër waar ek so gehad met my vroue 'n samekoms toe. Ons instap as omtrent net so 4 of 5 vrouens. Ons eindig toe soos hier by die 10. Ons is besig om, en die Here is besig, en ons bring 'n kort woord, die Heilige Gees bring 'n kort woord, en ons kuier op die woord, en soos wat ons klaar maak, die volgende, ek sê, Heilige Gees, my begin die vrouens te salf, en ek loop na elkeen toe, en ek sit met my hand so op hulle voorkop, en elke keer dat ek my hand op hulle voorkop gee, dan gee vir hulle net ietsie, hy gee vir hulle ietsie. En toe ons klaar is, toe ons al uitstap, toe ek in my voertuig gaan sit, toe vra ek, Here, wat was so amazingly awesome great gewees volgens oor dit? Hy sê, dis my heerlikheid. My heerlikheid daarso, want dit was almal eengesin. Niemand was hoor as die ander ene nie. Almal het dieselfde gesindheid gehad. Ons is hier om sy naam groot te maak. Ons wil Here dankie sê vir die jaar wat ons kon saam wees as mamas wat bid vir hierdie skool. Hier kom die Here en gee woord. Hy sê, maar luister, dit gaan nie net hier bly nie. Dit moet ontplof na ander skole toe. En dan begin hulle te lag, hulle sê, ons het 'n week of 2 al begin oor bid. Ek het nie geweet, en daar is sprekers. Net gehoorsaamheid. Want die erekoning het ingestap. En die erekoning het bedien. Die erekoning het laat toegelaat dat ons bid. Die erekoning het profetiese woord oor sy dogters gebring. Die erekoning, hy het ingestap. Wat uitgestaan het by alles, is God se liefde. 1 Petrus 2:9. Hoor net hoe mooi is hierdie. Jy sit nie vandag nie, miskien 'n versmaak is, maar hoor net gou hierso. God sê vir jou vandag, but you are a chosen race, a royal priesthood. 1 Petrus 2:9. But you are a chosen race, a royal priesthood, God's own special people. Afrikaans, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk as eiendom verkry. Hoor asseblief vandag, kind van God, jy is koninklike, jy's 'n koninklike van God in sy koninkryk. Tweede laaste punt. God behandel ons volgens wie ons is. Waar is Christus nog hierso? Hy weet sê, God behandel ons volgens wie ons is en nie hoe ons optree nie. Ons het baie keer die attitude van my goeie werke. Hey, pas op. Dit beteken nie, jy moet op jou laure gaan rus en dink, dinge gaan as Heilige Gees vir sê, doen en doen. Maar baie mense die mindset van hoe meer goeie dinge ek doen, hoe meer is hy gelukkig met my. Jy sien, die CEO van Walt Disney het nie die man behandel volgens sy slegte gedrag nie, maar volgens sy identiteit. Hy het hom geroep in sy identiteit om te sê, maar weet jy wat, jou oupa was Walt Disney gewees. Dit is hoe God ook met my en jou werk. Sonship en daughtership is so belangrik in die identiteit van 'n kind van God. Ek sê weer, my pa is die koning van die heelal, ek weet dit, met my hele hart, my hele sin al verstaan, niemand kan dit by my verander nie. En dit maak my royalty, nie net wat ek doen, maar dit wat hy in my doen. En weet jy wat, as jy in daardie plek instap van identiteit, wil jy nie meer verkeerde goed doen nie, jy wil nie meer verkeerd optree nie, want Efesiërs 1:5 sê, He predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as children through Jesus Christ. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem deur Christus Jesus.
Abba Vader vat ons na 'n plek waar ons nie verdien om te wees die kind van God. Want nie een van ons kan roem en sê, dis deur my werk nie, dis deur sy genade. Net soos hy CEO van Disney World, hom en sy gesin geroep het, na daai rol suite, roep hy my en jou elke dag van ons lewe. Maar weet jy, doen ons? Ek is net te besig. Ek druk net daai snooze button vir 10 minutes, dis jou skuld. Dis nie my skuld nie, dis jou skuld. Dis jou eie skuld. Laaste punt. God nooi ons in sy hemelse, hierdie exotic, hierdie supernatural suite roep by jou in. Jy sien, die man en sy familie is na die hoogste plek van Disney World geneem. Soos ons ook geroep na hoër plekke toe, want hoor wat sê Efesiërs 2 vers 6. And he raised us up together with him and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. En saam het ons opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus. Ons sit saam met Christus Jesus. Ons is erfgename van elke geestelike seën in jou lewe. Ek gaan afsluit met hierdie. Hier's te veel van ons wat die Bybel lees en sê, en God sê vir Moses, en God sê vir Nehemia, en God sê vir Amos, en God sê vir Paulus, en God sê vir Petrus, en God sê vir Habakuk. As ek die woord lees vir persoonlik, ek sê God praat nou met my. Amen. Hierdie, vir die wat ook nooit gehoor het nie, Nathan is die grootste en die mooiste liefdesroman wat jy ooit in jou lewe kan lees. Daar is nie 'n beter woord, hier is nie 'n boek nie, hier is 'n woord. This is Jesus in print. Daar's niks mooier as hierdie woord nie. Alles wat was, wat is en wat nog kom is in hierdie woord. Amen. And that's why when you look at it, as jy na 'n movie kyk wat dit godslasterend is. Minimum, ek praat nie van die bomme wat hulle gooi, ek praat van godslasterende taal. So you see, die vieslikste movies, they will always use JC. Hoekom? Why? Because the enemy knows there's power in those words. I pray in those names, in daai name. Ek bid in daai name. Nou, hierdie week wat verby is ek saam met 'n vriend, en ons is vir die dag in Parys, en daar kom 'n besigheidsman, 'n top besigheidsman, gaan saam met ons vir die dag Parys toe. En ons kom op 'n plek wat ons sit in lunch, en die ou, through a figure of speech, he will say Jesus, but not, he won't pronounce it Jesus, they will say, julle weet presies wat ek wil sê. Hulle het so 'n maniertjie wat hulle sê. En onmiddellik toe hy dit sê, besef ek van die ou reggaan. Maar ek wil hom toe reggaan, ek wil. Gelukkig kom Heilige Gees sê, nee, moet dit nie nou nie. Moet dit net, raak rustig. En elke keer as hy dit sê, dis so dolk in my hart, so steek. Want ek like dit nie. En op die regte tyd, toe kom ek na die ou toe en ek praat met hom, maar net rustig, sê vir nou wat man, hy sê, I believe you're in ministry, ek sê, please. Hy sê, so what do you do? En dan praat ons lekker, en alles nog 'n keer het hier op praat. En weet jy wat gebruik die Here, sê Here vir my, gebruik die voorbeeld van baie in die swak kultuur. Hulle doen dit ook. Hulle weet dit nie, maar hulle doen dit, want hulle sê dit. Hulle gebruik die naam van Jesus as a figure of speech. En dan raak ons kwaad, soos wat ons boertjies baie keer kwaad raak, met respek gesê, as 2 swart manne langs mekaar loop en hande vas, en dink ons, oh, gats, wat gaan hier aan? But it's a cultural thing. Een van my groot vriende, wat ek gehad het, baie jare terug, Karel Reveelbe, as ons geëet het hy gesê, my brother, I love you too much. En sê ek, hy lag nie soos die tanden so. Hy lag soos die blink sy mond so van die hoende. Sê ek, hey, my brother, I love you too much. Sê ek, hey, Karel, I love you too also. He said, do me a favor. I don't want to sit like this. Come sit next to you. Dis die kultuur ding. Ek sou my offended as ek so kon besit het. Vir hom, omdat hy lief is vir my, wil ek het langs so sit. Sien jy hoe diverse en hoe belangrik is dit om geleid te word deur die Heilige Gees. En hier kom die Here in daai oomblik en hier kan ek met daai man sit en praat. En ek sê vir my, oh, you know what? I'm also guilty. Do I say it? Ek sê, I'm not going to say anything.
Hy sê, "Yo, sorry man." Ek sê, "It's fine. It's fine, don't worry, it's fine." Heilige Gees het hom oortuig dat hy manier. Want jy sien, ek sê regtig af met ek beloof jou. Die jet het nou net geland. Kyk. Ek sê weer eens, as met respek gesê, ek nie ou expose my, meeste van julle ken Henko se getuienis en my getuienis en my Boetie se getuienis. En dis nie groot pratery nie. Maar ek dink as jy daai tyd toe ons deur mekaar was en ver van die Here af was, ons gekom met resepte gaan hel toe. Het ons dit afgelag. Maar vandag nie daai gedagte daarvan. Weet ek is nie die waarheid nie. Ek roem nie myself nie, ek roem dit wat Jesus vir my gedoen het. En ek het hom nodig elke dag van my lewe. Kom, ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, Galasians 4:7 sê, "Therefore you are no longer a slave, but a son, and a son in the heir through God." So jy is dan nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n seun en 'n dogter. En as jy 'n seun en 'n dogter is, dan is jy ook 'n erfgenaam van God deur Christus Jesus. Vader, ek wil vandag bid dat ons sal besef, U is die groot ek is. En U roep ons nie tot slawerny nie, maar U roep ons tot seunskap en dogterskap. Dankie dat ek en my boeties en sissies hier vandag kan sit en kan sê, dankie Koning Jesus, dankie Abba Vader, dankie Heilige Gees, dat ek 'n erfgenaam is van die Koninkryk. Help my Koning Jesus om elke dag te leef vanuit my ware identiteit van wie ek is in Christus Jesus. Ek wil vanoggend bid, Here Jesus, as die mense hier so sit, wat sukkel met identiteit, wat sukkel met 'n weeskind mentaliteit, wat voel, weet jy, ek is weggegooi, ek is uitgeskop. En ek sê dit onder gebed vandag, so 'n paar weke terug, het 'n baie kosbare boetie, wat vandag hier so sit, en gaan sy nog noem, Kaptein Chris, het gekom, en hy het sy hart by die fellowship oopgemaak, om te sê wat hy groot geword. An orphan that changed into a son. An orphan that changed into a son. Of jy vandag vra my betekenis is, jy sit vandag, jy sit in 'n area van minderwaardigheid, en identiteit waar jy sê, ek is net nie goed genoeg, en daai area is ek nie goed genoeg, weet jy, dit sal nooit verander nie, want jy verstaan, wil ons saam met jou bid. En vra asseblief, wat niemand kan kry, dit is respekteer. Heilige Gees is nou besig. Steek jou hand op, thank you Jesus. Dankie Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bly net in die steen, Christus vir my stoels. No longer a slave to fear, but I'm a child of God. Ek is nie meer vasgevang in vrees en in slavernij. Ek is 'n dogter en 'n seun van die Allerhoogste. Dankie Papa God, dankie Koning Jesus, dat U hier nog nooit in 25 jaar gekom het en die staaf afforceer het op my. But every time that you touch my heart, kan ek niks anders te doen as om net te breek in die teenwoordigheid. Want die liefde is niet so abnormal. I pray this morning, Lord, that it will be the outpouring of your love in this place. En jy sê dit so mooi in Korintiërs 13. As spreek ek mense in hulle tale, dan verrig ek al die wonderwerke wat mense kan sê, wow, check wat jy nou ou, kyk wat jy nou is, kyk wat staan op die lewe. Maar dis nie liefde nie. Is geklink in die symbool. En Here, nou moet ons vandag verander. Uit slavernij, uit bondage en opstaan. Te sê ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste. Jesus het alles, maar alles vir my betaal. Ek wil vandag bid, Here Jesus, U wys my die Gees
hoe hierdie mense wat vir my sit vandag, mense wat by die preek kyk daar nie kyk, hoe jy ons roep, om die wêreld daar buite die brand te gaan steek in die tydperk van Desember, waar families by mekaar kom, waar daar familietyd is, waar mense saam kuier. En kind van God, hoor vandag, die Here mandaat jou, die mandate jou today, om te sê, luister na my stem, luister na die inspraak van die Heilige Gees. As ek vir jou sê, sê iets, sê dit. As ek vir jou sê, doen iets, dan doen jy dit. Die tyd van die vyfvoudige bediening, van pastore, evangeliste, herders, om die werk te doen is lang verby. He has told you by your name. Hy het jou geroep by jou naam. Jy is geroep om 'n verskil te maak. Ja, and it starts at home. Change starts at home. So Lord, I thank you this morning that there's no more orphan mentality, maar mentaliteit en die mindset van Christus Jesus in ons lewens. Ons is sy beminde en geskeurde seuns en dogters. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. I could search all this world, I still find there is no one like you. I could gain everything in the end, all is lost.